Geliefdes, baie welkom by ons bid hier vanaand. Dit is vir my 'n voorreg om weer tyd saam met julle in gebed en tyd in die woord van die Here te spandeer. Ek dink ons kan ook met veiligheid sê dat die ergste is gebreek. Nou voordat ons verder gaan gesels, gaan ons kyk na ons teksgedeelte vanaand. Ons teksgedeelte kom uit Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 8 tot 11. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 8. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna: So sê die eerste en die laaste wat dood was en wat weer lewend geword het: Ek ken julle verdrukking en julle armoede en tog is julle ryk. Ek weet ook van julle van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Het jy al gevoel dat jy streef na heiligheid, jy streef na reinheid, jy wil graag lewe soos wat die Here dit wil hê. Jy vlug van sonde, jy vermy die kwaad, maar dis asof jy hierdie aanslag ervaar. Dit wil voorkom asof mense wat lewe soos wat hulle wil, asof hulle vooruitgaan. En jy sit hier vas in jou moeilike omstandighede. Miskien ervaar jy doen wat reg is. Maar dis asof jy daarvoor ly, en dan begin ons met hierdie gedagte worstel. Is dit nog die moeite werd om so aan te hou? Miskien voel jy, ek bid, ek volhard, maar my omstandighede verander net eenvoudig nie. Dalk het jy verwerping ervaar, terwyl mense wat verkeerde dinge doen, aanvaar word. Dink gou vir jouself in hierdie gemeente se skoene in, net vir 'n oomblik. Jy word verarm, verdruk, daar word sleg gepraat van jou elke dag, maar hulle bly volhard. Dis die gelowige se uitdaging. In Psalm 73 lees ons van Asaf, en hy sê hy het iets soortgelyk ervaar. Hy wou so graag getrou bly aan die waarheid, aan die Here, aan die woord van die Here. Maar hy sê hy het amper koers begin verloor, want hy het gesien, dit gaan dan so goed met die goddelose. Hulle gaan vooruit, maar hy ervaar moeilikheid. Om toegewy te leef aan die Here beteken nie daar is nie moeilike tye nie. Om toegewy te leef aan die Here beteken nie daar is tye van uitdagings nie. Lyding en swaar beteken ook nie dat God het jou of die kerk verlaat nie. Inteendeel, Christus ken sy gemeente, hy ken hulle verdrukking en hy is self in beheer daarvan. Die Here laat dit toe, want ons word beproef, getoets, en daardeur word ons ook versterk. En dit is die uitdaging vir ons. Kan ek en jy, soos hierdie kerk, getrou bly onder moeilike omstandighede? Nou, die brief aan Smyrna is nogal 'n baie unieke brief gewees. Dis een van 2 gemeentes in Openbaring waar Jesus nie 'n gemeente vasvat of berispe vir sonde nie. Jesus prys hierdie gemeente vir hulle toewyding, vir hulle volharding, vir hulle gehoorsaamheid binne in hierdie verdrukking wat hulle natuurlik ervaar. Hulle het sekerlik al die emosies soos ons in die begin opgenoem het ook ervaar, maar hulle bly volhard, en dit is wat belangrik is hier. Nou, die Here Jesus begin hierdie boodskap aan Smyrna, en hy sê vir hulle, ek ken julle lyding, julle verdrukking, julle armoede, die kwaadstokery teen julle.
So hy sien hulle verdrukking, die armoede, die laster wat hulle verduur. En hulle verduur al hierdie dinge ter wille van Jesus. Nou die woord verdrukking hier is nie 'n bloot dat die lewe soms moeilik was nie. Dit dui nie op 'n bietjie swaar kry nou en dan nie, maar eerder op 'n konstante druk, 'n konstante swaar kry en vervolging wat hierdie mense dag vir dag ervaar het. So dit beteken dat hulle geloof het hulle iets gekos. Daar was 'n prys aan verbonde vir hulle om getrou te bly, om 'n lig te bly onder hierdie omstandighede. Hierdie was 'n gemeente wat sosiaal uitgesluit was, wat ekonomies benadeel is, wat verwerp was deur hulle volksgenote, deur die regering en dalk selfs deur hulle eie familie. Kan jy dit dan indink dat jou familie die rug op jou draai? Dat jou familie jou vyande word? En Jesus is die rede daarvoor. Nou, hy sien hulle swaar en Jesus is nie onbewus van hulle pyn nie, hy sien ook hulle armoede. Nou Smyrna was 'n baie ryk hawestad geweest. Die eerste skyfie wat ek opgesit het is 'n foto van Izmar in Turkye vandag, die ou Smyrna. En armoede was deel van hierdie gemeente se lyding. Nou ons het dit genoem dat die werkersunies het keiseraanbidding begin vereis en die wat dan nou nie die offerhande gebring het aan die keiser nie, was nie 'n sertifikaat uitgereik nie en dan kon jy byvoorbeeld nie jou materiale aankoop of selfs verkoop nie. Dit beteken dat van hierdie Christene het hulle werk verloor, klandisie, hulle besigheid verloor, want hulle het geweier om deel te word van hierdie keiserkultus. Vir hulle was daar net een Here en een God, en dit is Jesus Christus. So deur die samelewing was hulle dan uitgesluit. Hulle is verarm met opset, want hulle het nie saamgegaan met die sosiale en godsdienstige lewe van hierdie stad nie. So die wêreld kon dalk hulle besittings van hulle af wegvat. Hulle kon dalk hulle huise en klere en besittings van hulle af wegvat, maar hulle kon nie die ware skat van hierdie gelowiges wegvat nie. En dit bring my by die volgende punt. En dit is dat hulle ryk was in Jesus. En hierdie woorde kom uit Jesus se mond self. Jesus sien alles, hy sien hulle armoede en dan sê hy vir hulle, tog is julle ryk. Nou hulle was dalk arm in wêreldse standaarde, maar hulle was geestelik ryk gewees. En 2000 jaar later lees ons van hierdie mense se getuienis. Ons is nie eers seker wie hierdie kerk begin nie. Maar hierdie kerk het gestaan en hulle was ryk in geloof, hulle was ryk in volharding, aan gehoorsaamheid, ryk aan getrouheid. Hulle was ryk in Jesus Christus en hy was die skat van hulle harte. Ons almal ken die gelykenis wat Jesus vertel het van die man wat parels versamel het. En toe kom hy op hierdie groot parel af. Toe gaan verkoop hy alles wat hy het om hierdie skat te besit. En dit is wat Jesus was vir hierdie mense. En Jesus erken dit en hy sê dit, julle is ryk aan my. Julle het my. So hy was hulle grootste skat. Hulle grootste skat was nie wat hulle besit het nie. Hulle grootste skat was eintlik wie hulle besit het. Jesus Christus. So ware rykdom kom nie noodwendig van wat jy in jou hand vashou. Dit kom nie noodwendig uit die besittings wat jy besit of die geld wat jy in die bank het nie. Maar wat ons het in Jesus Christus. Die wêreld het dalk hierdie gemeente verwerp, maar Jesus het hulle geken. En daar's niks beter in hierdie wêreld as hierdie woorde, as Jesus vir ons sal sê, ek ken jou. Daar's niks beter as dit nie. Dis wat die belangrikste is, dat Christus ons ken. Dis een ding om te sê, ek ken Jesus. Die vraag is, ken Jesus my? So hulle
Geestelike rykdom het daarom swaarder geweeg as al die wêreldse skatte en rykdom saamgesit. Maar nou, hier is 'n gemeente wat swaar kry. Hier is 'n gemeente wat volhard. Jesus gee vir hulle die erkenning wat hulle toekom. Maar dan sê Jesus vir hulle, dis eintlik nog nie verby nie. Daar is 'n toekomstige verdrukking. So Jesus praat nie net oor die lyding wat hulle reeds ervaar het nie, maar hy waarsku dat daar nog lyding voorlê. En dan sê hy vir hulle, moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Nou ons sien ook in hierdie teksgedeelte dat die kerk in 'n geestelike stryd is. Die kerk word aangeval. En agter dit sit Satan. Satan is die vyand. Hy wil die kerk vernietig. Hy wil gelowiges moedeloos maak. Nie net 2000 jaar terug nie, maar ook vandag. En hy doen dit op 'n paar maniere. Die eerste manier is hy probeer vals leraars binne in die kerk kry om die kerk van binne af te vernietig. En as hy dit nie reg kry nie, dan kom val hy die kerk fisies aan. So, Jesus waarsku hulle vooraf. Daar kom nog moeiliker dinge. Soms dink ons, as ek net God sal dien, dan gaan alles regwerk vir my. Party kerke verkondig dit. Kom na Jesus toe en jy gaan voorspoedig wees, al jou probleme gaan opgelos word, jy gaan rykdom ervaar en vrede ervaar. Dis nie wat die Bybel hier vir ons leer nie. Hierdie boodskap aan Smyrna wys vir ons dat jou getrouheid aan Christus gaan teenstand bring. Hoekom? Want die duiwel haat God se kerk. Die duiwel haat dit wanneer God werk. Dan gebruik hy 'n aardse struktuur om die lewe vir hierdie gemeente uiteindelik ondraaglik te maak. Nou, met dit in gedagte, moet ons besef dat ons as kerk in 'n geestelike stryd staan. Die duiwel val ons ook aan, maar hy val ook die individu aan. En dis nou nie dat almal deur dieselfde dinge gaan nie. Daarom kan ons nie elke gelowige se ervaring in dieselfde vorm probeer druk nie. Van die gelowiges het dalk finansiëel gelei in hierdie gemeente, ander was dalk belaster, ander het dalk fisies gelei, miskien was daar een of twee wat deur hulle families verwerp was, en hulle moes hier deurgaan. Nou die duiwel gebruik dit om te probeer vernietig. Maar die Here Jesus sê hier, julle gaan deur beproewing gaan. Beproewing is nie noodwendige versoeking nie, is eintlik iets heeltemal anders. Met ander woorde, hulle geloof word getoets, soos die geloof van Abraham. Abraham, ek wil hê met vir Isak gaan offer. So hy word beproef. Hierdie is 'n beproewing wat gaan kom vir die gelowiges. En dit beteken nie dat Jesus het hulle verlaat nie, maar die beproewing sal openbaar of hulle Jesus sal volg wanneer dit hulle baie gaan kos. Agter my in my boekrak het ek 'n boek met kort verhale oor mense wat vir Jesus gelei het. In China het hulle 'n huiskerk omsingel, die rooi wagte, in die nag en toegeslaan op hierdie kerk. Hulle het toe twee jong meisies wat pas tot bekering gekom het en die pastoor gevang. Van die jonger manne kon binne die venster spring en ontsnap. Hulle het toe die pastoor in die tronk geslaan en hom gesê hy moet sy geloof verloon. Hy het uiteindelik sy geloof verloon. En toe sê hulle vir hom, ons gaan jou vrylaat as jy hierdie twee meisies ook vir ons gaan oorreed om hulle geloof te verloon. Hy is toe by die sel in by hulle, hy het hulle probeer oorreed en hulle het net gesê, ons is jammer, ons sal aanhou glo. Hy het toe omgedraai uitgestap en vir een van die wagte gesê, ek kan hulle nie oorreed nie. Die wag het toe 'n revolver in sy hand gedruk en vir hom gesê, skiet hulle dood en jy het jou vryheid. Hy het toe ingegaan en hy het daai twee meisies weer gewaarsku om hulle geloof te verloon, anders gaan hy hulle skiet, en hulle het gesê, ons glo in Jesus.
en hy het hulle toe daar doodgeskiet. Hy het toe uitgestap en die revolver teruggegee aan die wag, en die wag het vir hom sê, jy is vry om te gaan. En toe die pastoor omdraai om weg te loop, toe skiet hulle hom van agteraf in die kop. Dis maklik om te sê ek sal Jesus volg as dit goed gaan. Maar as dit dalk jou lewe kos, is ek en jy nog bereid, soos hierdie kerk in Smyrna, om alles te verloor ter wille van Jesus? Ek vra daai vraag vir myself en ek wil daai vraag by jou ook los. So ons sien dat lyding het ook beperkings. Die duiwel kry nie onbeperkte beheer hier nie. Dit gaan net vir 10 dae wees. Hy kan net dit aan hulle doen vir so lank. So selfs aan ons swaar kry, sien ons, is daar grense. Ons moet net bly volhard. 'n 4de punt in hierdie gedeelte sien ons dat Jesus die kerk bemoedig en hy sê vir hulle, julle moenie vrees nie. Ons moet nie dink dat in ons moeilike omstandighede ons alleen is nie. Jesus is daar by ons. En Jesus sê ook, nie, okay, ek gaan nou sorg dat julle niks oorkom nie. Al wat Jesus vir hulle sê is, moenie vrees nie. Want wat ook al gebeur, sê die Here Jesus eintlik vir hulle, julle lewens is in my hand. Jesus is die eerste, die laaste wat dood was en wat lewend geword het. En hy is die een wat hulle roep om getrou te bly, selfs deur lyding. En selfs al moet hulle dalk doodgaan. So Jesus roep die kerk op, wees getrou, moenie bang wees nie. En Jesus het gelei, Jesus het self doodgegaan, terwille van ons, en daarom kan hy sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as die kroon gee. So ons moet versigtig wees om toekomstige vervolgings te beperk tot 'n spesifieke politieke gebeurtenis of 'n spesifieke groep mense. Die beginsel is wyd. As ons getrou leef aan Jesus, kan ons geloof ons iets kos. Miskien in my en jou geval is dit 'n reputasie. Miskien is dit vriendskappe of 'n geleentheid. Miskien is dit sosiale aanvaarding of vryheid. Dalk selfs fisiese vervolging. Ons weet nie. Maar Jesus sê ook vandag vir ons, moenie vrees nie. Moenie vrees oor wat gaan kom of dalk mag kom. Want die Here is met ons, ook in daardie situasie. En dan, die laaste punt, is die beloning. En weer lees ons, vir die wat die oorwinning behaal. Wie is hulle? Dis hulle wat getrou gebly het, wat nie hulle geloof prys gegee het nie. Vir hulle is daar 'n kroon. Die Griekse woord hier is nie 'n koninklike kroon nie, maar dit is 'n oorwinnaarskroon, wat 'n atleet gewoonlik ontvang het, want hy het hierdie wedloop voltooi, hy het gewen. Hoekom hierdie beeld? Want die wêreld het gedink, julle het alles verloor. Julle het julle menswaardigheid verloor, julle is nou arm, julle gaan selfs julle lewens verloor. Maar Jesus sê, julle is oorwinnaars. En ek gee vir julle die kroon van die lewe, dis die beloning van 'n ewige lewe, saam met die Here Jesus Christus. En dit is waaraan ek en jy vanaand ook gaan vashou. Tweedens, hy sê vir hulle dat julle sal nie 'n tweede dood sterf nie. Met ander woorde, hulle sal nooit uit die teenwoordigheid van Christus uitbeweeg nie. In Hebreëus beteken dood skeiding. So die eerste dood is wanneer die liggaam en siel van mekaar skei. Die tweede dood is wanneer die siel vir ewigheid van God afgeskei word. In Openbaring praat hy van die poel van die vuur, waarna toe hierdie siele dan sal gaan. Maar Jesus sê, julle sal nie dit ervaar nie. Daar sal nie hierdie skeiding wees tussen my en julle as kerk. So die wêreld het dalk hierdie kerk gedreig met die eerste dood. Die gelowiges kon dalk hulle lewens verloor, maar hulle sal nooit vir Christus verloor nie. Dit wat vir hierdie kerk die belangrikste was, die skat van hulle hart, kan hulle nie verloor nie.
Daarom bemoedig die Here Jesus hulle. En die Here Jesus sê, ek is die beloning. Die ewige lewe by my is die beloning. So hulle het dalk hulle aardse besittings verloor, maar hulle kon nooit hulle ewige erfenis verloor nie. Hulle was dalk deur mense veroordeel, maar hulle is deur God aanvaar. En God het gesê, ek ken julle persoonlik en hulle is oorwinnaars. En daarom hoef hulle nie hierdie tweede dood te vrees nie. So hierdie is 'n baie bemoedigende brief. Dit wys nie tekortkominge uit nie. Hierdie was 'n toegewyde gemeente gewees. Maar ons sien dat op hulle pad vorentoe gaan daar nog moeilikheid kom. En Jesus bemoedig hulle. En hy versterk hulle vir die pad wat voorlê. So hierdie is 'n brief en 'n herinnering dat Christus hulle omstandighede ken, net soos wat hy ons omstandighede ken. En dat hulle getrouheid en ons getrouheid ook eendag beloon sal word. Ons gaan saam bid. Ek het 'n lys vir ons saamgestel hierso, waarvoor ons gaan saam bid. Ons gaan bid vir genade om getrou te bly. Ons gaan bid ook vir die toekoms. Dit mag dalk onseker lyk, maar dat ons herinner word dat Jesus is by ons, saam met ons. Ons gaan bid vir die regte perspektief op ons rykdom. En ons gaan bid dat die Here vir my en vir jou, vir ons as gemeente staande gaan hou. Dat ons met die oog op die ewige lewe sal leef. En dat ons daarvan sal bewaar word. Dat ons nie vasgevang sal word in die dinge van hierdie wêreld nie. Kom ons bid saam. Aanbiddelike Hemelse Vader, ons is afhanklik van U. En om getrou te bly aan U, het ons genade nodig. Ons erken hierdie afhanklikheid van U. Ons wil kom bid dat ons soos hierdie gemeente getrou sal bly. In die groot dinge, in die klein dinge. Dat ons sal volhard. Here, baie keer dan kyk ons na ons land en die toekoms lyk onseker. Ons kyk na ons werk, ons omstandighede. Ons wil bid dat ons nie sal vrees vir dit wat voorlê nie, maar dat ons U sal vertrou, ook vir die dag van môre. Ons bid vir die regte perspektief op ons rykdom. Here, ons weet dat ons waarde en sekuriteit nie lê in ons geld of in ons besittings of in ons status of in ons gemak nie. Ons rykdom lê in U. En Here, niemand kan dit van ons wegvat nie. Ek bid dat ons vanaand ons vreugde en ons vrede in U sal vind. Ons bid ook, Here, dat U ons staande sal hou as gemeente. Dat ons sal getuig waar ons is, dat ons soos 'n lig sal brand in hierdie donker wêreld. Selfs, Here, al moet ons onreg ly, bid ons dat ons gehoorsaam sal bly aan die woord. En Here, ek bid ook dat ons oog sal hou op die lewende hoop wat U vir ons beloof het. Ek bid, Here, dat U ons sal bewaar, dat ons nie wêrelds sal word nie. Dat ons nie vasgevang word in die dinge van hierdie wêreld nie, maar dat ons sal uitsien na die heerlikheid wat kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.